Goeiedag. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Baie welkom by die gedagte vir die week en by Woord met Woord. Kom ons val sommer weg en ons begin met ons eerste teksgedeelte. Ons kyk na Hebreërs 10 vers 25. En laat ons onderling byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Hierso sê die skrywer duidelik dat ons moenie die onderlinge byeenkomste, die byeenkomste waar gelowiges bymekaar kom, of dit nou 'n diens is, of dit 'n Bybel biduur is, of dit 'n selgroep is, daar waar 'n paar gelowiges bymekaar kom, dat ons dit nie sal versuim nie. Want daar's 'n rede hoekom die Here dit vir ons sê, dat baie maal het ek al in my lewe ervaar dat wanneer ek 'n bietjie geestelik afgemat is en ek kom tussen my boeties en my sissies, dat ek 'n bietjie opgetel word en dat ek eintlik dan so dankbaar is dat ek wel na die diens of die biduur toe gegaan het, want ek het met 'n nuwe krag daar weggeloop. So dis hoekom mense, daar is redes hoekom die Here sommige dinge vir ons sê, en dat as 'n mens dit gaan doen, sal jy net ervaar watter wonderlike seëninge daar is vir 'n mens. Nou die volgende teksgedeelte is Lukas 4 vers 16. Hier gaan ons kyk wat het Jesus gedoen, en ons is sy disippels en ons moet mos nou doen wat hy gedoen het, en want hy was ons voorbeeld. So kom ons kyk gou na Lukas 4 vers 16. Toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Hierso kan ons sien dat Jesus was gewoond om op die Sabbatdag in die sinagoge te wees. Nou, ongelukkig is daar baie kinders van die Here en gelowiges wat hierdie verskoning aanbied van daar's klomp skynheilige mense in die kerk en dis hoekom ek nie wil kerk toe gaan nie, en die duiwel sal vir jou al die verskonings gee om nie na dienste toe te gaan nie en nie biduur toe te gaan nie. Die feit van die saak is dat Jesus was ons voorbeeld en hy het elke Sabbatdag was hy in die sinagoge. En raai wat? Die Fariseërs en die Sadduseërs was in die sinagoge en hulle was gereed om Jesus met 'n dolk in die rug te steek. En hy het dit geweet. So en tog het hy elke Sabbatdag was hy in die sinagoge. So mense, ons moet werklik waar net besef dat ons het die byeenkoms van gelowiges nodig om onsself te stig en op te bou. As jy nie gelukkig is by 'n gemeente nie, gaan elders anders heen, tot daar waar jy voel jy gelukkig is en dat waar jy welkom is. So definitief, mense, dit is 'n voorskrif wat die Here vir ons gegee het deur sy voorbeeld om die samekomste van die gelowiges nie te versuim nie. So dit is my gedagte vir die week, 'n bietjie daaraan te herkou, dat ons 'n bietjie meer tyd moet uitkoop om onder die geklank van die woord te kan kom. Kom ons bid gou saam. Dankie Hemelse Vader vir u kosbare woord. Ons sê dankie vir u Heilige Gees wat vir ons die woord so met baie liefde sal oopbreek, en dat ons net kan besef dat Jesus Christus ons voorbeeld was en dat ons sy voorbeeld moet volg. Dankie Here dat u bereid was om vir ons op die kruis te sterf en dat ons daardeur die genade ontvang het.
Dankie o Heilige Gees dat U ons onderrig in alles. En ons loof U en ons prys U en ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Verlosser en ons Saligmaker, Koning en Heer. Amen. Julle moet 'n fantastiese week verder hê en herkou 'n bietjie daaraan. Moenie laat die duiwel jou seëninge steel nie. Baie dankie.